Was jy al ooit blind om God se werke in jou wêreld raak te sien? Welkom by dag 17 van ons Becoming Love dagstuk. Vandag kyk ons na Markus 10, waar Jesus op sy laaste reis na Jerusalem is en deur Jerigo ook reis. En soos gewoonlik was daar 'n skare nuuskierige mense om. Onder hulle was Bartimeus, 'n blinde bedelaar, eendag kant toe geskuif en stilgemaak deur sy gestremdheid en ook sy samelewing. Maar tog roep hy uit na Jesus. En wat ons sien is 'n skerp kontras tussen Jesus se reaksie en die reaksie van die skare. En in hierdie oomblik sien ons hoe Jesus sy liefde wys deur te stop. In vers 49 sê Jesus vir die mense, gaan roep hom, die Seun van God, op pad na die mees deurslaggewende oomblik in die geskiedenis van die mens, sy kruisiging, stop vir 'n bedelaar. Ek kan net dink dat Jesus oorweldig was deur die skare wat met lof sy naam uitgeroep het. Maar te midde daarvan hoor Jesus steeds die roep van 'n blinde man. En Jesus stop. Hy roep vir Bartimeus nader. Hy luister na hom. Hy neem nie aan wat Bartimeus nodig het nie, maar hy vra hom en in dit neem hy sy menswaardigheid in ag. En wat was Bartimeus se reaksie? Sy reaksie was een van geloof. Geloof dat Jesus die antwoord is op sy blindheid. En Jesus sê toe vir hom, gaan nou, jou geloof het jou gesond maak. En daarmee begin Bartimeus vir Jesus volg. Genees van fisiese en geestelike blindheid. En in hierdie oomblik sien ons dat daar eintlik 'n blindheid was vir wat Jesus besig was om te doen. Want al kon die skare en die disippels fisies sien, was hulle blind vir wat Jesus werklik gekom het om te doen, om die sig aan die blindes te herstel. Hulle was so vasgevang met die besige skare en die reis deur Jerigo, dat hulle Bartimeus se pleidooi stilgemaak het. Asof dit nie die regte tyd was of die plek was om Jesus te nader nie. Miskien het hulle dinge gesê soos, ons is op pad na die heilige stad en ons het nie tyd vir 'n blinde bedelaar nie. Moenie die meester nou pla nie. Dalk het hulle gesê, hy het meer belangriker dinge om te doen as om met jou te sukkel. Die ding is, dit is so ironies, want dit is 'n godsdienstige skare op pad na 'n godsdienstige fees, wat die wil van God mis. Dieselfde mense het geluister na Jesus se lering oor die koninkryk van God, maar hulle kan nie sien wat Jesus beplan om te doen. Hulle is op die regte plek, luister na die regte dinge, maar met die verkeerde hart, en hulle mis die punt heeltemal. En wat in daai oomblik gebeur is dat Jesus eintlik daai default reaksie van my en jou kom verander. Jesus is ons voorbeeld van hoe om te reageer op die nood rondom ons. Hy het nie die desperate roep stilgemaak nie. Hy het dit aangespreek. Al was dit dalk ongerieflik, het hy gestop sodat Bartimeus hom kan volg. En as volgelinge van Jesus maak ons nie die desperate om ons stil nie. Ons versterk juis hulle uitroep. En die kerk moet 'n plek wees waar die gebroke gehoor word, nie stilgemaak word nie. Want ons is geroep om te stop, te sien en om te dien, selfs wanneer dit ongerieflik is. So die groot vraag vir my en jou is, loop ons soms verby hierdie Bartimeus figure in ons lewens? Of word ons die een wat stop en sê, hoe kan ek lig in jou lewe bring?